Here Jesus, U is die naam bo elke naam. U is die een voor wie ons onsself buig en ons harte neerlê. Here, my gebed vanoggend is, kom gesels met ons, Here. Ons die liewer as die lewe, kom praat met ons, Here, kom sny tussen murg en been in, Here. En Heilige Gees, kom beweeg ons harte op U woord. Wie is daar soos U? Jesus. Net al wie jy staan, kry 'n profetiese woord hierdie week by die Here en ek hoor hoe die Here vir my sê dat jy moet my vertrou, dat ek aktief elke dag in jou lewe wil wees. Partykeer wil die Here vir jou goeders doen, net rondom jou, net aktief betrokke wees. Hy weet hoeveel hare jy op jou kop het. Maar baie keer dink ons is nie waardig genoeg dat hy aktief in ons lewe is nie. Net daar waar jy staan, waar jy oë net toe is, wil ek net hê jy moet dink aan goed wat jy die Here nou voor vertrou. Net goed wat jy nodig het dat die Here aktief in betrokke raak. Wat dit ook al is. Jy moet besef dat ons oorkom die vyand deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis, maar sonder dat jy die Here rondom jou sien, aktief betrokke, gaan jy nie die Goliat kan vat nie. Jy moet hom rondom jou sien, jy moet hom vertrou vir die klein goedjies. En ek bid dat die Heilige Gees nou in jou hart net sal losmaak waarvoor jy hom moet vertrou. En dankie Here, vir elke persoon hier en online, dat ons U in die klein sien, in die klein vertrou. En nou weer staan, sê net Heilige Gees, wys my waarvoor ek die Vader moet vertrou. Daar beweeg hy, dankie Here. Dankie Here. Al wat ek wil hê jy moet doen is, vat net 'n minuut en maak net aan hom bekend waarvoor jy hom wil vertrou. Okay. As jy voel jy is nie waardig genoeg nie, repent, sê Here, ek is waardig dat U die heeltyd met my is. Dankie Here. Dankie Here, dankie Heilige Gees, breek dit oop. Here, ek wil kom en op elke ou se gebed nou voor U, daai klein goedjies, daai tasbare goed, wil ek sê ja en amen, en laat dit so wees in Jesus naam nou. Laat dit manifesteer, Here. Laat ons U sien om ons, met ons, saam met ons, by ons, in Jesus naam. Amen. Maak vir my baie seker, jy kan maar sit, staan, solank jy luister. Maak vir my baie seker dat jy gaan neerskryf waarvoor jy die Here vertrou. Hoor dit ek sê? Ek net hierdie belewenis, hy wil reg rondom jou goed begin doen, dat jy hom sien, dat jy hom beleef, dat jy hom voel. Okay? Ek weet nou jy hoef nie saam met my te stem hier oor nie, maar die Here tel tot die hare op jou kop. Vir van ons is dit 'n makliker telsessie as vir ander. Dit is lekker om julle te sien vanoggend. Ek is bly die water het verdwyn. Die Here is getrou. Nou is al spasie. Ek kry 'n spesifieke woord by die Here vir vandag en skud my eintlik. Ek wil jy met saam my blaai, is eintlik voor die offergawe, wil ek hierdie met jou deel. Openbaring 21 vers 9 toe. En ek voel ons gaan in 'n fase in waar ons klomp van hierdie goed gaan sien gebeur. Maar ek wil eers net vir die agtergrond lê vir die hele preek. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen. Ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En ek voel hoe die Here vir my sê, en ek wil jy moet baie mooi luister,
dat alles wat ons gaan doen die volgende paar weke en net voor jou gaan bring, is die Here wil jou tentoonstel. Wie is die bruid? Jy. Okay, boys, ja, jy. Jy is die bruid van Christus en hy kom en hy wil jou kom wys, hy wil hê die bruid moet opstaan soos nog nooit tevore nie. En jy moet vir jouself vra, hoe staan die bruid op in 'n tyd soos vandag? Wel, daarmee gaan ek jou help. Hy wil sy bruid wys, hy wil hê die bruid. Nou is die ding, baie keer bid ons vir revival. Wie het al gebid vir Here, stort u gees uit, Here, revival in hierdie plek. Ek wil nou vir jou sê, daar's sekere goed wat jy moet doen sodat die Here jou kan wys wie hy is. Amen. Daar's 'n aksie van jou kant ook. En vandag gaan ons intens daarin gaan. My opskrif vir die dag is, as jy gaan mooi met luister, is sy disipel. Wat vat dit om sy disipel te wees? Wat vat dit om sy disipel te wees? En ek glo dit is 'n aankondiging uit die hemel uit vir 'n tyd soos vandag. My bruid gaan ek nou wys. Amen. Sê van my, wie haat daai flieks wat gebeur dan sê hulle to be continued. Deesdae nie meer nie, maar eers toe ons jonk was al baie van daai goed, nê. Toe as jy sê, "Kom aan, moet ek nou wag vir volgende week om te kyk wat die A-team doen of so ietsie, verstaan, of Brak en Jan." Daai is diep. Daai is diep. Okay. Nou wie het nie, nou ek moet nou baie versigtig wees. So as jy die dag verloof raak en jou verloofde kom by mense en hy sê nie, hierdie is my verloofde, ek is so opgewonde tot trane nie. Hy stel jou amper nie eens voor nie, hardloop. Amen. Hy is nie trots op jou nie, maar die Here laat 'n engel in die eindtyd afkondig en sê, hierdie is my bruid. Ek gaan vir julle wys hoe sy lyk. Ek gaan vir julle wys hoe sy lyk. En ek glo vandag meer as ooit dat engele saam met ons werk. Toe ek hierdie skrif die oggend vroeg gaan sit ek by die Here op die plaas en die Here deel dit met my en ek vra vir die Here, wat probeer U vir my sê? En hy sê, ek wil my bruid voorstel. Ek wil haar tentoonstel. Ek wil vir jou wys hoe my bruid gaan lyk. En vandag begin ons daarmee, saam met die kursus, saam met die volgende paar maande, wil ek intentioneel op dit fokus dat jy verstaan hoe lyk die bruid. Okay, wat moet ek doen om in daai prentjie in te pas? Né? Nou eerste wil ek jy met saam my blaai na Johannes 13:34 toe. Wie het al ooit die fliek gekyk, The Finger of God? 2, 1, 2, 2. Okay, 3. Die nie self begins is 'n ou fliek, maar wat hierdie ou gedoen het, The Finger, is The Finger of God, né? Dit kom reg? Ja. Né, feite, reg. Is hierdie ou het gegaan en het 'n kamera gevat en het reg oor die wêreld getoer. Beweegkerk het nog nie bestaan toe nie, anders was hy ook, om te kyk waar die glorie van die Here manifesteer. En hy kom die eendag by 'n ou wat op die straat evangeliseer en wonderwerke gebeur, selfde goed wat ons sien gebeur. En die volgende moment hou hulle iewers in Europa, hou hulle 'n hekse samekoms vir heksery. En so elke heks kan nou wys wat sy kan doen, hè? En hy sê ons gaan met die evangelie na hierdie heksery ding toe, hierdie okkultiese fees gaan ons gaan nou ingaan met die glorie van die Here en is oorlog en hulle gaan buig. En toe hy daar kom, toe bid hy vir die eerste persoon en die Here daag nie op nie. Hy bid vir die tweede persoon en die Here daag nie op nie. En hy begin huil, ek onthou so mooi op die fliek, hy begin huil en hy staan een kant en hy sê, Here, waar is U? En die Here sê vir hom, jy het nie lief nie, so ek gaan jou nie gebruik nie. Kom ek sê dit stadig vir jou. Die Here sê vir hom, jy het hulle nie lief nie, so ek kan jou nie gebruik nie. En hy repent by die Here, hy sê, Here, ek is so jammer dat ek hulle wou uitsorteer in plaas van in liefde inkom. En toe sy hart skuif, toe bars die glorie van die Here in daai plek los. Hekse kom tot bekering, die glorie van die Here beweeg nie.
En vanoggend glo ek, toe hierdie engel, hierdie boodskap uit Openbaring uit, wat ek glo aankondiging van 'n engel is, ek glo dis in die tyd van vandag, glo ek met alles in my, dat dit is 'n engel wat 'n aankondiging maak rondom die liggaam. Wie kan sien reg oor die wêreld lig en duisternis staan 'n bietjie op te mekaar? Ons verseker 'n beweging van lig en duisternis. Maar ek glo dat daar goed is wat die engele aankondig op die oomblik, en een van hulle is, ons kondig aan, hoe werk dit in die geesrealm? Die engele sal ietsie aankondig, 'n seisoen, en skielik preek alle pastore wat die Here hoor daaroor. Hulle vang op wat in die geesrealm aangaan, hulle onderskei, en hulle bring dit tafel toe. Hulle sê, Jesus, ek voel hier is die moment wat die Here nou doen. En wie kan dit in die atmosfeer voel? Daar's 'n skuif, daar's 'n beweging. Okay, fake it until you make it. As jy nie voel nie, sê net, ja, ek voel dit. Okay? Ja, Here, ek wil dit voel. So sy disipel, glo ek, is die eerste groot beweging. Johannes 13:34, is julle daar? Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Nou hierdie is 'n gelaaide skrif, kom ek al dit vir mekaar uit, né? Eerste sê hy, met wie praat hy daar? Sy disippels, en hy praat oor wat? Hy praat oor liefde onder sy disippels. Nou, Jesus maak 'n stelling, Matteus, Markus en Lukas, en hy sê, gaan na alle nasies, maak mense my disippels. So as jy Jesus aangeneem het, wat is jy? Sy? Ja, al die antwoorde is disippels. Boys, soos as ek jou trou, al die antwoorde is ja. Sê vir die manne voor die tyd, is ja. Okay. Sy disipel. So hy praat van die liefde onder mekaar. Nou hier is die ding, hoe langer ek vir Erich leer ken, hoe makliker is dit om hom lief te hê. Amen. Nee. Hoe langer ons meer leer ken, kan ek agterkom, dis net sy ma en sy vrou wat hom kan lief hê, verstaan? En sy skoonma. Okay. Ons like hom, ons leer hom ken. Ons begin skouers skuur. Nee? Ek het hom gister gebeld, sê, ek gaan nie vir hom sê wat ek vir hom gesê het nie, maar dit was 'n baie Afrikaanse woord vir word wakker, maar chom, jy moet hierdie nou gedoen het gister. Toe lag hy net vir my, sê, sorry Jace, sê ek is reg. Okay. Maar jy moet besef, hoe langer ons mekaar leer ken, hoe moeiliker raak dit baie keer om lief te wees vir mekaar. Want ons begin skouers skuur. Ons begin in mekaar se wêrelde inbeweeg. En Jesus maak 'n interessante stelling. Hy sê, hieraan sal die wêreld, so hy praat van buite en hy praat van binne, hieraan sal die wêreld weet dat julle mekaar lief het. Dat julle my verteenwoordig, julle liefde vir mekaar. Eina. Ek gaan net gou hierdie joke maak en dan gaan ek die res van die tyd 'n pastoor wees. Is dit okay? Soos daai bekende woord, ek het seer gekry in kerk. Jy moet baie keer seer kry in kerk, want hoor gou mooi, familie is messy. Ons is nie familie tot ons mekaar irriteer en 'n paar keer goed kop gestamp het nie. As jy net kom en gaan en nooit seer kry in kerk nie, is jy nie deel van kerk nie. Verstaan, staan net plek is vir ons mekaar bietjie teleurstel baie keer en jy sê, "Jesus, ek het so gehoop jy groet my vanoggend en wragtig stap hy verby my." Ek is jammer. Okay. Ek moet dink aan die 60 goed wat ek vanoggend vir jou moet sê. So baie keer sien ek jou net nie, baie keer is van julle regtig net kort. Okay, ek's jammer. Maar verstaan jy, so ek sê nie ons moet seer kry nie, maar ek sê baie keer kom ons in mekaar se wêrelde en baie keer ook ons deel van mekaar se wêrelde. Baie keer is ons almal net mens en baie keer stel ons te leer. En weet jy wat, nee, Jesus sê, hy, die eerste plek waar hulle jou gaan leer ken, waar die wêreld gaan sien dat jy myne is jou liefde vir mekaar. En spite van. Liefde maak toe, liefde gee om, liefde, ek gaan nou vir jou al daai goed lees. Daai hele brief van liefde. Maar hier is 'n engel wat aankondig 'n tyd en 'n seisoen en die eerste ding wat hy sê is,
Ek wil nou wys wie my kerk is, en Jesus sê die volgende, hy sê, wel, as jy my kerk is, hieraan gaan hulle weet jy is my kerk, jou liefde vir mekaar. Hy sê, kom oor jou stupid redenasie van, hy het my seer gemaak, man up, sê vir hom jammer, sê jy vir hom jammer, gee mekaar 'n druk, koop vir mekaar 'n stukkie droewors. Dis ons vrede maak in Afrikaans, droewors. En gaan aan, het mekaar lief, cover mekaar, maak mekaar toe. Dis wat die Here soek, hoor julle? Tot in familie, dis wat hy soek. Want as julle almal die Here dien, is julle almal disippels. Nou gaan hy verder, gaan vir na 1 Johannes 4 vers 7 toe. Geliefde, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En wat jy sê, ek het Jesus aangeneem. As jy nie leer om lief te hê, die ou langs jou, wat dalk jou nie altyd lief het nie, dan sê die Here duidelik daar, wel, ek weet nie regtig wie my ken nie. Wie glo dis belangrik om God te ken, as jy deel van sy koninkryk is? Dis nogal crucial, né? Nou, hier is die ding, ek sê baie keer vra ek vir die Here, hoekom gebruik U ons so kragtadig? Hoekom is daar wonderwerke wat rondom ons gebeur? Hoekom ons sien in die geesrealm, ons het amazing goed wat die hele tyd gebeur. Maar ek dink een ding wat jy my vrou kan vra agter my rug, en my vrou sal altyd vir jou die waarheid vertel. Sy gaan nie paai nie, sy gaan vir jou sê, dis links, en jy sê, nee, maar dis regs. Nee, dit is links. As jy die waarheid wil hoor, gaan staan by, dalk nie as jy sensitief is nie, maar vra vir ons, asof jy sê. Okay? Ek vra nie vir alles nie, ek gaan net verby partykeer. Ek het so 'n goeie punt gehad, né? Hier's die een ding, lekker om terug te wees. Is een ding wat ons reg kry is lief hê. Een ding wat ons reg kry is lief hê. Ons het ons gemeente, ons saglik lief, ons mense lief, en moenie fout maak nie, is baie keer kom ons by my, en ek weet wat jou issues is, ek weet wat jou struggle is, ek weet waarmee jy sukkel, maar Jesus, ek het jou nog steeds lief, en ek maak jou toe. En ek dink, dis hoekom die Here bonatuurlik vloei. So ek wil nou vir jou sê, dat die bonatuurlike uitstorting van die Here, die oplig van wie sy liggaam is direk gekoppel aan liefde. En weer eens, nie aan liefde daar buitekant nie, want dis maklik om vir daai boemelaar lief te hê. Ag, shame, pity, is vir jou, dis maklik. Dis moeilik om die liggaam lief te hê. Daar's die reël, daar's die salwing, daar's die werklike krag, is om die liggaam lief te hê. Om vir die liggaam om te gee, om die liggaam toe te maak, om die liggaam te beskerm, om die liggaams. Ook het sin vir jou? En dalk het jy dit nie reg gekry nie, maar kry dit nou reg. Ek wil vir jou sê, kerk sou perfek gewees het as daar nie mense is nie. En nou is daar mense, nou is kerk nie perfek nie, en dis amazing. Dis amazing. Nee? Okay. Kom ons gaan aan. Is van julle wat meer koffie moet drink in die oggend? Vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Wat ek sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Hoekom is hierdie vir Jesus so belangrik? Hoekom is dit vir hom belangrik? Dink gou aan jou eie lewe. Hoeveel van julle het nie sonde nie? Ons moet gaan kyk wie lieg in die kerk. So Jesus kom en hy maak 'n interessante stelling. Hy sê, ek het versoen alles wat jy gedoen het en alles wat jy nog gaan doen,
Maar nou kom jy by Erich en hy het vergeet om 'n pause te doen 12 uur en jy kan hom nie vergewe nie. Hy het dit later gedoen, ek kan net ek wil net sê, Erich en Lise Marie is amazing met sosiale media. Wie kan soms stem? Hulle is crazy goed, come on. Almal het hulle hande opgesteek nou. Jy het nie gesien nie, maar almal het. Maar ek wil jy moet verstaan, dat wanneer ons teleurstel, sê die Here, maar het ek nie alles wat jy gedoen het en alles wat jy nog gaan doen vergewe nie, so hoe kan jy iemand nie lief hê? Dit is nou 'n super stupid voorbeeld. Sorry Erich, ek weet jy is so lief vir my, jy gaan nie offense vat as ek iets sê nie. Ek kan nie my vrou gebruik nie, want ek moet vanmiddag terug gaan huis toe, verstaan? En jy is naas my vrou baie naby my. Maak dit sin vir julle? Dat dit die issue van die Here is? Dat hy liefde vir mekaar verwag, dat hy genade, dat hy dieselfde genade en liefde verwag vir die ou langs jou, weer eens, nie die ou daar buite nie. En ek wil weer vir jou sê, dat ken hom en die uitstorting van sy Heilige Gees en die beweging van sy krag word alles aan dit gekoppel. Hoor my gou, hierdie is nie jou gewone, jy moet die ou langs jou lief hê preekie nie. Want jy het dit al 10.000 keer gehoor. Hierdie is daar's 'n moment waar die hemel in die eindtyd aankondig dat my kerk gaan vorentoe gestoot word en jy is either deel van dit of nie. Jou liefde vir die ou langs jou bepaal of jy deel gaan wees van dit. Wie het al agtergekom, baie keer bid mense en daar gebeur niks nie, en baie keer bid mense en daar gebeur crazy stuff. Dis die liefde vir mekaar. Maak dit sin? Ja, jy sê dit doen, dis amazing, verander my lewe. Ek praat myself, ek gee nie om nie, kom ons gaan aan. Blaai van die volgende stuk toe. Dankie Here. 1 Johannes 3:14, of hy sien toe. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, dat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Dis drop mic as jy selfoon betaal, jy vat hom stadig af nie. Hoor gaan ek jou sê, hy wat sy broeder nie lief het nie, is dood. En ek wil vir jou sê, kerk, dis tyd om wakker te word. Hou op bid vir Here, it is time. Dis nou tyd. Dis 'n tyd dat u glorie uitstort op ons, Here. Hy't klaar. Hy't klaar. Die Heilige, hoeveel dink jy meer gaan hy vir ons gee? Uit die Heilige Gees wat God met jou is vir jou gegee het. Nou gaan jy jou leer om dit te aktiveer en oop te maak. Maak dit sin? Nou wil jy wys hoe dit vorentoe gaan kom. Nou wil jy wys hoe dit gaan gebeur. Ek glo dit met alles in my. Ek glo dat daar gaan nie 'n spesiale moment kom nie. Wat was die spesiale moment? Die Heilige Gees wat uitgestort is. Wys vir my enige ander spesiale moment in die Bybel. Daai was die aktiveringsmoment. Daai was die moment wat alles begin gebeur het. Daai was die moment wat alles in aksie gesit is. Daar gaan nie nog 'n groot moment kom waar die Heilige Gees nou nog meer uitgestort word en ons nog meer geaktiveer word nie. Dit het gebeur. Jy nou, hoeveel keer ouens bid vir revival nie? Die revival is die besef van wie Christus in jou is en hom gehoorsaam te wees. Ek hoop ek's verkeerd. Ek hoop ek's verkeerd, daar kom nog 'n engel met 'n bak olie en hy gooi dit oor ons. Ek hoop is eerder dit. Want dit sal dit maklik maak, nê? Nou loop ek skielik op wolke. Dit is baie makliker. Maar die harde werk, nê? Die harde werk is nie maklik nie. Die harde werk is harde werk. Nê? Dis iemand wat in sy kamer sit en bid en sê, Here, ek vertrou U vir 'n nuwe kar. Ek vertrou U vir my eie huis. Maar hy werk nie. Dan sê Here soos, ja, nee, chom, nee. Die natuur sê vir ons,
En hoor gou mooi, werk is nie 'n vervloeking nie. Die Here het vir Adam gesê in die tuin, "Hey, boetjie, sny die gras." JC se vertaling. Nou hol, JC se vertaling. Amen. Hoekom sal die uitstorting van die Heilige Gees en ons vandag nie ook werk wees nie? Hoekom sal die glorie van die Here nie 'n plek wees van gehoorsaamheid nie? Maak dit sin vir jou? Okay, dankie vir die 3 wat saamstem. Ek het net 3 nodig. 2 eintlik, liefie. Amen. Ons het dit daar gebeur het, waar 2 of meer saamstem. Af hy volgende skrif toe. 1 Korintiërs 13. En dink gou in konteks aan net die ou langs jou. En kom sê dit vir mekaar, né? So, kom ons sê ons het net die ou lief wat langs my sit, want jy hou van die oudes, kom jy langs hom sit. Amen. Jy voel gemaklik met die oudes, kom jy langs mekaar sit. Né? Dis nie jy kyk, jy sit nie langs die ou omdat jy dink jy's hierdie ou se weerste in die kerk, ek gaan nou by hom gaan sit nie of jy sit langs die ou want jy's gemaklik met hom. Amen. Okay, tot in die huwelik, stem dit nou saam. Het ja gesê, is jou eie skuld. Okay. Jy sit langs die ou want jy's gemaklik met hom. Dan kom en ek het hierdie skrif eintlik neergeskryf maar nie ingesit nie. En ek dink is in Matteus lees as waar hy sê, maar as jy net omgee vir die wat vir jou omgee, wat maak jy anders as die wêreld? Vertrou die Here om vir jou globale liefde vir sy gemeente te gee. 'n Omgee, jou hart te breek. Ek onthou jare terug, nee, sit ek eendag en ek kyk TV, ek kan nie eens onthou wat ek gekyk het nie, en ek sê net, Here, ek het nodig om 'n liefdeshart vir mense te hê, breek my hart. En skielik begin ek huil en flieks. Daar gebeur iets met die ou, ek sit die traan loop as ek sê, wat is fout met jou? Klim terug. En nou kyk ek nie meer flieks nie. Wel, nie daai tipe nie. My vrou het gisterand weer so enetjie aangesit en draak ek kan nie slaap. Voor ek huil, slaap ek maar net. Maar die Here breek my hart vir mense, en omdat my hart vir mense gebreek is my hart vir jou gebreek. En omdat my hart vir jou gebreek is, het ek jou lief. Ten spyte van, en omdat ek jou lief het, beweeg die Here met my. Punt. Kry dit reg. Kry dit reg. En liefde is 'n aksie, vriende. Okay, kom ek lees hierdie vir jou. Hierdie is goed. Oor wat hy sê. 1. Ons begin bo. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat die berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En daar gaan hy aan en aan en aan. Ek gaan wragtig nie alles lees nie. Jy het my punt. Dat jy is niks in die bonatuurlike as jy nie lief het nie. En die bonatuurlike is die manier hoe die Here sy kerk wil openbaar vandag. Hallo. Dis hy sy kerk wil openbaar. Dis wat hy wil doen. Dis wat hy wil doen. Okay. Wil hy verder sê, nommer 3. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Jy kan jou hele wese opgee vir iemand sonder liefde, dit beteken niks nie. En weer wil ek vir jou sê, die waarskuwing van die engel, dit wat ek beleef het uit die hemel uit, is 'n openbaringstyd van die kerk van God, van sy bruid. En die Here sê vanoggend, val as jy nie lief het onder mekaar nie, as jy niks nie. Baklei nie met jou nie, ek motiveer jou.
Blaai van Johannes 21 toe. Vers 15. Hoor gou wat Jesus vir Simon Petrus vra. Hoor gou die antwoord wat hy vir hom vra. Hulle sit, en Jesus vra vir hom die volgende. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hoor hoe windgat is hy? Hy moet 'n blou bil flank wees. Meer as hulle hier. Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom, pas my skape op. Derde keer, hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Hy gee hom 'n direkte konnektasie aan sy mede-disippels, die ouens wat hy disippels, 'n refleksie van sy liefde. So as jy my liefhet, gaan jy dit doen. As jy my liefhet, gaan jy dit doen. As jy my liefhet, ek wil nou vir jou sê, die belangrikheid van kerk. Kerk is nie 'n gebou nie, is mense. Die belangrikheid van daai mense vir jou bepaal jou liefde vir die Here. Waar sê hy dit? En ek wil dit vir jou sê. Die omgee wat ons het, die liefde wat ons het, die liefde vir mekaar. En weer eens, ons is nie anders as die wêreld as ons net die liefhet wat ons liefhet nie. So meneer vertrou vir 'n hart vir sy disippels, vir sy mense. En ek glo, hier is die eerste groot oplig van die kerk van Christus. Hier is die eerste groot beweging waar die Here sy gemeente vorentoe wil sit. Op wil lig. Kom ons sluit die oë. Net waar jy sit, sê net, Here Jesus, ek het u lief. Sê Here, gee my 'n liefde vir u kinders. Sê Here Jesus, as ek al seer gekry het, ek vergewe, want u vergewe. Sê Here, help my om lief te hê soos u liefhet. So. Dankie Heilige Gees, dat u met ons harte werk, Here, dat u met ons gesels, dat u ons 'n liefde vir mekaar gee, 'n omgee vir mekaar gee. En daaraan sal mense weet dat ons deel van u is. Daaraan sal ons u verteenwoordig, en ek sien 'n gewone kragprop, 'n muurprop, en skielik sien ek 'n kragsentrale, en ek voel hoe die Here sê, jy word by die hemelse krag ingeskakel as jy dit verstaan. As jy hierdie begryp, maak die Here die hemel oop oor jou. As jy hierdie besluit, ken jy hom en hy ken jou, en uit dit uit kan jy hom volg. En Jesus breek dit oop oor ons. Breek dit oop oor ons. Wie is daar soos U? Ons die lief. Dankie Here Jesus. Amen. Kom ons sluit die oë en dan sluit ons dit af. En ek hoor weer hoe die Here vir my sê dat jy is waardig. Jy is waardig genoeg
dat hy aktief in jou lewe betrokke wil wees. Hy wil hê jy moet 'n lys maak van die klein goedjies waarvoor jy hom vertrou, die goed wat dalk, jy dink, maar nee man, hierdie is sommer net, kan dit self uitsort. Hy wil aktief wees soos nog nooit tevore nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor, Here, dat ons U in die klein begin sien. En wanneer die groot kom, het ons klomp getuienisse van God vir ons. Dankie, Here Jesus. Here, seën elke persoon hier met die keer van die seëninge, laat die glorie oor hulle heers, Here. Dat hulle lief het soos U lief het, Here, en wees met hulle, saam met hulle, by hulle. In Jesus naam vra ons dit. Amen.